Goeiemôre geliefdes, dit bly altyd vir ons 'n voorreg om as volk, in ons geval ook die Afrikaner volk, so 'n besondere wyse te mag saamkom, en dit op hierdie dag ook waar ons in besonder aan die gelofte weer herinner wil word, en dit wat die gelofte ook in besonder vir ons beteken. En ek wil ter aanvang vra dat ons sal opstaan en dat ons net weer dit wat ons as herinnering by onsself weer vasmaak, dat ons die gelofte hardop voorlees, by wyse van herinnering, maar ook by wyse van dit wat ons ook weer vir mekaar hier bevestig. Kom ons staan almal. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, maar die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. U kan maar sit. Ons verklaar dan ook hier openlik dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons kan daarvan seker wees dat ons voorouers, dat hulle die Here werklik lief gehad het. Gelofte kan alleen ook voortkom as daar werklik 'n liefde vir die Here is. Kom ons sing dan ook tot lof van die Here, Psalm 18, ons sing daarvan vers 1 en vers 19, in besonder waar dit ook vir ons gaan om gehoorsaamheid aan die Here. Vers 1, ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teeweer. En dan ook vers 19, al was gehoorsaam as al oor, net van sy roem en dade hoor. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 18, vers 1 en vers 19. Groot
Ons gaan nou saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U die een is voor wie ons so mag verskyn. Ja, dat ons U hier so mag ontmoet, dat ons U mag aanbid ook op hierdie besondere dag. Die dag wat 'n gelofte ook voor U sy volle betekenis mag dra. Ons dankie dat U die God van die verbond, dat U ook die God van ons voorouers is, ja, van die voorgeslagte, van alle geslagte, van hulle wat aan U behoort. Ons dankie dat ons ook hierdie gelofte op 'n besondere wyse weer kon hoor, daaraan herinner kon word, dit weer ons eie kon maak, ja, dat U heerlikheid ook hier mag voorop staan. Dit wat dan ook ons belydenis is nie net die belydenis rondom hierdie besondere gelofte nie, maar ons doen ook belydenis van ons eie sonde, van ons baie tekortkominge, dit wat ons elke dag, ja elke oomblik voor U sondig, ons nie kan verdien om hier te mag wees nie, tog het U ons gemaak in Christus, dit wat ons nou is, U kinders. Ons dankie U Here dat ons ook vir mekaar hier in die gebed mag intree, mekaar ook mag vashou in ons besondere omstandighede. U ken elkeen se nood. U weet hoe dit met die kinders gaan. Ja, U het ons haar op ons kop getel. Daar sal nie eers een haar uit ons koppe val sonder dat U dit nie weet nie. En daarom weet ons, O Here, elke gedagte, elke woord, elke versigtiging is ook nou aan U bekend. Wat ons nood en wat ons vra en ook mag wees ons tog naby. Ja, wees ons as volk ook tog in hierdie tyd naby. Dit wat ons weet, nie toevallig gebeur nie. Ja, daar is niks wat by toeval of deur die noodlot bepaal is nie. En daarom dank ons U, O Here, dat U dit so beskik het, dat daar ook vir ons voorouers op so 'n Sondag van 16 Desember 1838 verlossing kon kom, bevryding van 'n mag wat hulle deur daardie hele jaar so wreed getuister het, soveel vermoor is, soveel elke nag met vrees en met trane ingegaan het. Tog is U die God wat hoor. Luister ook tog nou na ons, waar dit gaan om eerbied voor U, respek, maar ook gehoorsaamheid aan U. Dat dit die dinge sal wees wat ons ook op hierdie gelofte dag nie net aan ons kinders wil oordra nie, mag ons dit so aan hulle oordra, die betekenis van dit wat dit in U naam beteken, maar ook dat ons mekaar ook hier mag vashou op 'n dag soos hierdie. Ons vra dit van U in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou verder weer rondom dit wat ons besondere gehoorsaamheid aan die Here wil wees, Psalm 119. Ons sing daarvan vers 1 en vers 34. Zalig wie in opregtheid wandel in die Here se wet, wie hom soek van ganser harte en op sy getuienis let. En ook vers 34, die bloedrivier sou dit ook besondere betekenis kon dra, aarde, hemel, alle dinge, niks wat ooit die ordening breek, want hulle almal is die knegte, stip gehoorsaam as U spreek. Kom ons sing met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 119, vers 1 en vers 34. Amen.
Geliefdes in ons Here, ek wil graag vir ons uit die Here se woord lees uit die boek Levitikus. Ons lees Levitikus hoofstuk 10, ek gaan daar die eerste 11 verse lees, en dan ons tekswoorde kom uit Levitikus 16, daar lees ons net die eerste 2 verse, wat dan ook dien as ons tekswoorde. Levitikus 10 vanaf vers 1, ek lees uit die 33-53 vertaling. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi, en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, en die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. En Moses het Misjael en Elsafan, die seuns van Isiel, die oom van Aaron, geroep, en aan hulle gesê, kom nader, dra julle broers van die heiligdom af weg, buitekant die laar uit. Toe het hulle nader gekom en hulle in hulle rokke buitekant die laar uitgedra, soos Moses gesê het. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skere in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toorn teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat die Here aangesteek het. Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie, want die salfolie van die Here is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses, en die Here het met Aaron gespreek en gesê, moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seuns saam met jou, as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte, en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. En dan ons tekswoorde in Levitikus 16, die eerste 2 verse. En die Here het met Moses gespreek na die dood van die 2 seuns van Aaron wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie ter enige tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Tot sover dan ons geleesde gedeelte uit die Here se woord. Gelofte dag, en dit wat ons vandag in Levitikus 10 en 16 gelees het, geliefdes, jy mag dalk wonder, nou wat het dit met mekaar te doen? Ons voorouers het 'n besondere gelofte voor die Here afgelê. Hulle het dit sekerlik in die geloof gedoen. Dit was deel van hulle godsdiens. Daar was alreeds iets van 'n tempeldiens in hulle gedagtes. Daarom dat hulle ook beloof het om 'n kerk in Pietermaritzburg te wil bou. Godsdiens was vir ons gelowige voorouers nie iets wat maar net op my eie persoonlike oortuiging of op my eie gevoel of op my eie opinie berus het nie. Ja, ons sien vandag baie mense wat dink godsdiens is 'n baie persoonlike saak. Solank 'n mens maar net probeer, dan sal dit mos seker vir die Here aanvaarbaar wees. Hoe baie mense hoor jy en jy sien dit selfs, hulle tree so op as hulle dink iets van hulle reg voel, dan kan hulle dit ook maar sommer net by hulle godsdiens inskakel. So sien ons baie mense vandag wat dink dat die kerk by die tyd moet aanpas.
As iets vir jou reg voel, moet dit ook mos by jou godsdienst pas. Op baie maniere kry ek die indruk dat mense dink dat die erediens is daar vir die mens. En nie dat die mens daar vir die erediens is nie. En daarom dat baie sal sê dat die erediens kan maar aangepas word soos ons as mense dit graag wil hê, of soos wat dit in ons tyd pas. Baie mense sal dan ook sê, ek het die reg om die Here te dien soos dit vir my reg lyk. Maar dit is glad nie hoe ons voorouers destyds met die aflegging van die gelofte daaroor gedink het nie. Hulle het werklik na God se wil gesoek. Na God se wil gesoek. Gesamentlik in volksverband was daar na God gebid, om hulp gesmeek. Daar was 'n besondere eerbied in hulle godsdiens. Dit het vir hulle in alles gegaan oor gehoorsaamheid aan God. En daarom op hierdie gelofte dag mag ons dan ook by hierdie 3 gedagtes wil stilstaan. Eerste die wil van God, in die tweede plek die eerbied in ons godsdiens. En in die laaste plek die gehoorsaamheid wat van ons as mense verwag kan word. Eerste dan die wil van God. Die eerste gedagte wat ons by die viering van gelofte dag moet aangryp, is hoe ons voorouers geglo het dat die wil van God moet geskied. En hulle het dit nie maar net vroom bedoel nie. Hulle was baie ernstig daaroor. En daarom die groot vraag vir ons ook vandag, of ons nog steeds die dag vier soos God dit van ons vra. Die gelofte is afgelê op die wyse waarop dit geglo is, dit gedoen mag word. Daar was nie geleerdheid of sekere dinge wat hulle vooropgestel het nie. Hulle het eenvoudig en kinderlik die Here wou vra, help ons. Help ons in 'n jaar 1838, wat al verskriklik swaar was. Dit wat by Bloukraans gebeur het, dit wat by Wenen gebeur het, dit wat by Teleni gebeur het, die ysmoorde. Help ons dat ons nie op ons eie oordeel sal staat maak nie. Ja, dat ons nie verder onder die toren sal kom nie. Dit was ver van hulle gedagte om te dink dat hulle deur verdienste 'n oorwinning sou kon behaal. En alles was dit dat die Here se wil moet geskied. As dit die Here se wil mag wees en ons mag die oorwinning behaal, dan sal ons hierdie 3 dinge wil doen. Ons sal hierdie dag 'n gewyde dag wil maak, 'n dag waarop ons altyd God se groot dade en God se guns aan ons in gedagtenis sal bring. Dit was die eerste groot saak, direk hiermee saam, ons sal vir die Here 'n kerk wil bou. Fisiese kerkgebou wil oprig en waar ons bly. Daar moet ons tog ook as gelowiges kan saamkom. Hier moet 'n gebou herrys. En dadelik het die afleggers van die gelofte ook die derde groot saak beloof. Ons nageslag sal met ons in hierdie gebeurtenis moet deel. Ons nageslag moet met ons in dit deel. Ons sal vir ons kinders en hulle weer vir hulle kinders tot in die verste geslagte moet bly vertel van hoe die Here ons gehelp het. Hoe die Here vir ons die oorwinning geskenk het. Dit is tog waaroor die gelofte in wese gaan. Dit is wat vandag se viering ook moet by inpas. Vra altyd na God se wil, ook dat God se wil in jou en my lewe moet geskied. Want my as mens se eie oordeel kan my so maklik in die steek laat. Daarom moet jy altyd na God se wil vra, selfs in daardie heilige oomblikke.
Maar by die aflegging van die gelofte was dit 'n heilige oomblik. Daar is gedeel in godsdienstige oorgawe elke aand, wanneer hierdie gelofte gebid is, van die aand van die 9de Desember af alreeds. Daarom moet ons kinders van die Here altyd bewus wees van God se heilige wil. Eerbied en oorgawe is baie nodig, ook in die godsdiens van ons tyd. Maar eerbied en oorgawe, dit wat ons tog by ons voorouers kon leer, daardie eerbied en oorgawe moet altyd gepaard gaan met gehoorsaamheid aan die Here. Ja, want lees ons in Levitikus 10 eintlik 'n skokkende stuk geskiedenis. Aaron se 2 seuns, Nadab en Abihu, is in die heiligdom gedood. En dan sien ons in die eerste plek, hulle het hulle nie aan die wil van God wou steur nie. Ons weet daar was 'n hele opgewondenheid by die volk Israel, want hulle het 'n nuwe heiligdom en 'n plek van aanbidding sopas opgerig. Dis alles deel van 'n nuwe heiligdom wat hier ingewy kon word. En Aaron is die nuut bevestigde hoëpriester. En die belangrike, hy het sopas vir homself, vir die volk en vir die nuwe priesters offers gebring. In daardie opsig het hy geweet wat is God se wil, hoe hy aan God gehoorsaam moet wees. En daarom het God Aaron se offer met welgevalle aangeneem. Levitikus 9 eindig met die woorde wat vertel hoe die hele volk in blydskap op hulle knieë geval het. Dit was 'n besondere oomblik. Die aflegging van die gelofte, hoe dit elke keer ook herhaal is, moes ook vir ons voorouers 'n besondere oomblik gewees het. Maar ons sien in Levitikus 10, daarin daardie opgewonde atmosfeer, geestelik vol genade, kom Moses na Aaron uit die heiligdom waar hulle God ontmoet het. In sy naam seën hulle die skare en die Here stuur vuur uit die hemel toe nog as seën om dit aan sy volk te bevestig. Dit was die vreemde vuur nie, die vreemde vuur sou nog kom. Hoe smag elke gelowige tog nie na die besondere ontmoeting met die Here nie? Hoe nodig is God se vuur? Hoe nodig is God se seëninge nie in alle omstandighede nie? Ook op 16 Desember 1838 het daardie 464 voortrekker mans in die Laar by Bloedrivier besef, sonder God se hand en sonder God se genade en sonder God se seëninge gaan hierdie Sondag vir ons 'n verskriklike dag wees as die Here ons nie seën nie. Maar dan kom daar in Levitikus 10 die verskriklike gebeurtenis. In hierdie heilige oomblikke neem Aaron se 2 seuns, Nadab en Abihu, reg in hulle eie hande. Elkeen neem 'n vuurpan, plaas brandende kole en reukwerk daarop. Hulle bring geen offer nie. Hulle vat maar net die kole en sit dit op hulle panne en beweeg die heiligdom in. Hulle wil ook vir God ontmoet. Hulle is ook ons amptdraers van die Here. En skielik kom daar 'n vuur van die Here wat hulle albei in 'n oogwink doodmaak. Kan jy jouself hierdie omstandighede indink? Daar een oomblik die groot opgewondenheid. Hoe skielik dit tot 'n einde gebring kan word. Mense dink hulle is besig met heilige meelewing, tog word hulle gedood. Hoekom gebeur dit? Die 2 seuns is tog ook priesters. Hulle is tog ook besig met die werk van die Here. Maar iewers het daar groot fout gekom.
En ons mag hierdie groot fout nie mislees nie. In vers 1 lees ons, dit was ongeoorloofde vuur, staan in die 83 vertaling, of vreemde vuur wat hulle voor die Here gebring het. Besig met ongeoorloofde vuur, al was hulle in die priesterambt geplaas, hulle het geen opdrag gehad om sommer maar net so daar by die tabernakel in te gaan en daar met wierook rond te loop nie. Dit was op die eerste dag dat Moses en Aaron nou so begin werk het. Met ander woorde, hierdie inisiatief wat Nadab en Abihu geneem het om self ook 'n bydrae te maak, self ook in die mooi oomblikke te deel. Dit was 'n stuk self uitgedinkte godsdiens. 'n stuk self uitgedinkte godsdiens. Hoe gevaarlik is dit? Hulle was nie aan die Here gehoorsaam nie en daarom het hulle laat sterf. Die voorbeeld wat ons aan die wêreld moet wys is een wat duidelik maak dat ons altyd na die Here se wil vra. Anders loop ons op die gevaar om ons eie gevoelens en ons eie neigings voorop te stel, in plaas daarvan om die duidelik uitgelegde pad te wil volg wat God reeds vir ons bepaal het. Ons het dit in sy wet ook nou reeds kon besing. Vir mense mag die reukwerk dalk soos wierook ruik. Vir mense mag die reukwerk dalk soos wierook ruik. Maar vir God is dit 'n afskuwelike stuk vreemde vuur. Dit bring geen aangename geur nie, is die reuk van die dood. By geloftedag sien ons hoe daar met eerbied gesoek en gebid is dat God se wil moet geskied. Die Here se wil moet eers kom, maar ook ons tweede gedagte, daar moet eerbied in ons godsdiens wees. Nadab en Abihu het op daardie besondere dag te ver gegaan. Die Bybel vertel ons presies wat gebeur het. Hulle is deur emosie gedryf. Deur gevoelens. Emosie kan baie gevaarlik wees as dit nie met respek aan God en met eerbied teenoor die Here, ja, met gehoorsaamheid aan die Here gepaard gaan nie. Die skare het in jubelende aanbidding voor die Here neergeval. Wat 'n groot dag waarop die Israeliete die heerlikheid van God gesien het. En daarom mag ons sulke geleenthede nie vir eie gewin wil gebruik nie. Ons volk mag hierdie besondere dag ook nie vir volksgewin wil gebruik nie. Dit moet gaan om eer aan die Here te gee. Juis op daardie oomblik het Nadab en Abihu vorentoe getree. Kan jy dit aanvoel? Hulle is meegesleer deur die oomblik. Daar was 'n momentum in die lig wat hulle laat optree het. En hulle het selfs kole op hulle vuurpanne gesit. So slinks kan die duiwel werk. Wanneer ons geloftedag vier, glo en aanvaar ons dit. Die gelofte is met eerbied afgelê. Die Here is nie uitgedaag nie. Die Here is gesmeek. Help ons. Hoe duidelik staan die oortuiging in die gelofte as dit U wil is. Dit moet gaan om God se wil, soos die gelofte elke keer afgebid. Dit was gebedsvolle oomblikke toe die gelofte voor die Here afgelê is. Die mens het nie op sy eie gevoel of op sy eie instink gereageer en homself op die voorgrond wou plaas nie. As dit U wil is. Dit gaan om respek en eerbied teenoor die Here. Dit wat dit altyd vir ons ook om moet gaan. Ons moet met eerbied voor die Here kom, ook wanneer ons hierdie dag vier. Die eerbied vir die Here moet nie op die agtergrond wees nie. Dit moet werklik deel wees van die kern van hierdie dag. Dit moet op die voorgrond staan. In plaas van om
God in sy naam te dien, het Nadab en Abihu 'n vertoning gemaak waarin die mens nou sy eie rol wou speel. Hoe maklik vergeet ons dat ons sondig is en God is heilig. My geloftedag en die vieringe rondom hierdie dag moet ons altyd God se heiligheid in gedagte hou. Ons is klein. God is groot. God is heilig. Ek moet my plek ken. Ons moet verstaan waar en wanneer ons in God se diens staan. Dit is oneerbiedig om selfs in die heiligste oomblikke die reëls te wil bepaal. Dit wys nie op godvreesende diens nie, maar eerder op 'n selfgerigte toneelspeler wat vergeet met wie hy of sy te doen het. So benadering maak die viering van hierdie dag baie gevaarlik. Asof dit ons volk is wat gewen het, asof dit mense prestasie is wat die deurslag kon gee, asof ons 'n ander volk die grootste les van die geskiedenis kon leer. Wie met so gesindheid hierdie dag wil vier, moet baie deeglik herbesin. Die feite rondom daardie dag weerspreek dit geheel en al. Alles was net genade. Alles was net genade dat daar gewen is. Dis God wat die oorwinning geskenk het. Niemand en niks anders nie, net die Here alleen. Ons is mekaar se dienaars. Ook as volk moet ons dienaars van mekaar wil wees. Maar kinders wat sê ons kan nie sonder God voortgaan nie, kom ons dit nooit vergeet nie. Ons voorouers het daaraan wou vashou, mag ons dit ook wil doen. Hoe hulle deur die gelofte aan mekaar gebind is, daardie dag op mekaar aangewese was. Hulle selfs hulle kinders en kleinkinders aan hierdie dag wou bind. Dit is die wese van verbondsdenke, dat geslagte nie los staan van mekaar nie. Daarom dat ons kindertjies al klein doop. Daarom dat ons ook deur die gelofte gebind is. Maar dit neem nie weg, dit wat ons laaste gedagte vandag ook moet wees. Ons moet altyd vra na God se wil, ons moet eerbiedig tot die Here nader. Maar ook na hierdie gelofte dag mag dit vir ons gaan, dat daar gehoorsaamheid by my as mens sal wees. Vra na God se wil, dien hom met eerbied, maar by dit alles, mag sy wet nie vir jou maar net 'n stuk ou wetgewing wees. Wees aan God gehoorsaam. Dis die groot sake wat ons Levitikus 10 en Levitikus 16 ons eie moet maak. Aan die Here moet ons gehoorsaam wees. Ons moet bereid wees om met eerbied voor hom te buig. Kom ons vra mekaar ook by die viering van hierdie dag dan ook heeltyd die groot vraag: wat beteken God se wet nou nog vir my? Is ek werklik nog gehoorsaam aan die Here? Hoe gereeld hoor ek nog sy wet? Nadab en Abihu het in al die dinge die belangrikste van alles vergeet. Hulle het met vreemde vuur, met ongeoorloofde vuur, sommer maar net die heiligdom ingegaan, sonder dat hulle self eers hulle eie offer aan die Here gebring het. Ons moet eers vir onsself wil offer, voor daar van enige ander offer sprake mag wees. In Levitikus 16 staan dit baie duidelik dat hulle self eers 'n jong bul as 'n sondeoffer en 'n ram as brandoffer voor die Here moes bring, voordat hulle selfs enigstens die heiligdom mag betree. Dit moes alles vooraf gebeur, voordat hulle daar mag ingegaan het.
Want sonder die offer beteken die wierook niks. Geen mens kan met sy sonde voor God verskyn nie. Die mens in sy sonde is juis die simbool van ongehoorsaamheid. In hierdie opsig was hulle dus met 'n self uitgedinkte reukwerk besig, waarmee hulle dink hulle sonde kon wegsteek. Daar is nie vooraf geoffer nie. Al die Here se voorskrifte is daarop gemik om die mens te leer dat dankbare reukwerk in diens van God eers moontlik is nadat die verhouding tussen God en die mens herstel is. Dankbare reukwerk in diens van God mag eers gebeur as daar 'n verhoudingsherstel plaasgevind het. Al is die atmosfeer hoe heilig, die oomblikke so geestelik gelaai, die omstandighede so aangrypend, maar ek as mens mag my nie misgis deur die offer nie eerste te stel nie. Om in al hierdie wonderlike dinge te deel, ook in vandag se vieringe van Geloftedag, laat ons in gehoorsaamheid aan die Here hierdie offer bring. In die besef ek het bloed nodig voordat ek die wierook mag optel. Daar staan Nadab en Abihu voor God met gloeiende kole en reukwerk. Maar daar is nie bloed by nie. Daar is nie geoffer nie. Sonder bloed beteken hulle godsdiens niks nie. Die bloed by bloedrivier beteken niks as Christus nie ook hierin erken word en ons besef sonder sy bloed is ons verlore. Sonder Christus se bloed is ons verlore, al het ons by bloedrivier gewen. God se pad is nie die wêreld se pad, wat self besluit wanneer en hoe die reukwerk van die mens aangebied word nie. God se pad vir die mens is die pad van die offer, die pad van die kruis op Golgotha. Daar het Christus ons sondes moes bedek deur sy bloed, voordat daar aan enigiets anders geraak of gedink mag word. Eers deur hom, alleen in hom, kan ons tot die Vader nader. Dan is ons gebede wierook. Dan is ons gebede soos reukwerk deur die Heilige Gees geheilig. Dan kan ons gebede alleen in Christus soos reukwerk na die Here opstyg. Daarom bring hulde aan Christus ook as hy vandag vier. Daar moet ook aan Christus hulde gebring word as ons Kersfees vier. Dit mag om niks en niemand anders gaan as net om Christus nie. Vra ons nog genoeg na God se wil, ook by ons vieringe vandag? Wil ons die koninkryk van God ook op hierdie dag sien kom? Wil ons eerbiedig voor hom buig? Hy ons Here, hy ons borg, ons middelaar, elke keer weer die kruis. Ons kan hierdie dag vier. Kom ek stel dit anders, ons kan hierdie dag nie vier sonder om nie ook aan die kruis van Golgotha te dink nie. Christus maak ons diens wat ons aanbied vir ons mooi. Hy bedek al die lelik. Dis waarom die versoendeksel daar was, as 'n bedekking vir dit wat daar binne is, die wet wat my sonde laat ken. Christus is my versoendeksel ook by die viering van hierdie dag. Oneerbiedige emosie kan so maklik van 'n mens besit neem.
Ons kan so maklik dink dis ons prestasie dat ons daardie oorlog gewen het, terwyl dit net dankbaarheid is wat ons hierdie dag in herinnering moet laat bring. En daarom ek sluit af, laat ons altyd vra na God se wil. Laat ons die Here met eerbied vandag ook dien, dat ons werklik aan hom gehoorsaam wil wees. Anders gaan ons ou volkie dalk nog 'n verterende vuur teekom. Nadab en Abihu se geskiedenis leer vir ons dat ons God se wil moet ken. Dat ons sy plan moet ken. Dat die Here in gehoorsaamheid, eerbiedige gehoorsaamheid gedien wil word. Ook vandag. Amen. Kom ons die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanuit die Ou Testament, vanuit die verbond wat U met Israel opgerig het, ook mag besef, toe was U alreeds die God wie se wil ons moes ken, en wie se wil ons moet vra, ons voor U in eerbied elke dag moet omgaan met U woord, maar dat ons ook dan juis in ons eerbied aan die woord gehoorsaam sal wil wees. Dat ons nie dinge by ons tyd sal wil aanpas en dink U moet ook maar net daarby inpas nie. Maar dat dit vir ons altyd sal gaan om laat U wil geskied. Ja, dat dit U koninkryk sal wees wat kom. Daar in die hemele, daar waar die engele in elke opsig na U wil vra en in die gehoorsaam wil wees en U met eerbied dien. Soos U wil in die hemele geskied, laat dit dan net so op hierdie aarde gebeur. Lei ons tog nie in die versoeking om na die bose te wil luister, ook die bose in ons tyd, wat alles wil laat aanpas by die tyd. Maar mag U gee dat ons baie duidelik sal onderskei, dat ek nie 'n burger van hierdie wêreld is nie, maar 'n burger in U koninkryk. Ja, en dat U koninkryk in al sy krag en al sy heerlikheid ook op hierdie dag gesien mag word. Ons vra dit van U in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing net ten slotte Psalm 78. Ons sing daarvan vers 1, vers 7 en vers 25. Psalm wat ons ook in besonder oproep. Merk op my volk wat nou my roepstem hoor, met oop hart en toegenee oor. Met wyse spreuke wil ek U vermaan, wat waarheid is van vroegste tye af aan. Ook vers 7, hoe selfs die rots aan God gehoorsaam was, uit barre rots gehoorsaam as hy spreek, het hy vir al die waters uit laat breek, wat soos 'n vloed gespoel het oor die sand. Ook vers 25, hoe wonderlik om dit te mag besef, o goedheid Gods, wat altyd dieper daal, uit herders tent word Dawid weggehaal. Daar dieselfde tent is ons Christus vir ons gebore. Kom ons sing ten slotte Psalm 78, vers 1, vers 7, vers 25.
Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee. Amen. Geliefdes, ek het dit nou nie in die begin afgekondig nie, daar's nou net een kollekte wat ons nou maar gewoonlik opneem vir Bybelverspreiding, as dit moontlik is, dan maar net 'n kollekte afdra vir Bybelverspreiding, en ons het die kombuisgeriewe aangeskakel. As daar iemand is wat lus het om saam 'n bietjie tee of koffie te drink, is jy hartlik welkom om dit saam met ons daar te doen. Mag dit vir julle 'n geseënde gelofte dag verder wees.